kry ons warm. En daar praat ons nou. Ja, baie welkom by Kuier om die Woord. Ons het nie Jesaja 49 heeltemal voltooi nie, ons het by vers 16 gekom. Ja. Kyk, ek het jou in die handpalms gegrafeer, jou mure is gedurig voor my, en dit was ook die titel dan wat ons gegee het vir verlede week se les. So ek dink ons sal seker op dieselfde trant moontlik aangaan. Ja. Dis jy kan maar begin praat. Ja, die belangrike ding is om te onthou dat Juda of Israel dan nou het begin swaar kry en hulle het so swaar gekry en is nogal, mense doen dit nogal. Hulle gee die Here die skuld. Jy weet die En Here hulle gee help almal my die nou. skuld. Kyk wat Ja. Adam en Eva, Ja. toe hulle nou, die Here sê nou, wie het vir julle gesê julle moet eet? Hoe dit nou gebeur dat julle nou so ongehoorsaam is? Dus Adam dadelik sê, Here, is hierdie vrou wat u my gegee het my hierdie dinge Ja, is laat doen. altyd En iemand toe sê hy anders vir die is- vrou nou, vrou, hoekom het jy dit dan nou gedoen? Die eerste van die vrugte, van onverbode vrugte geëet. Toe sê sy, dis die slang, dis die duiwel. Nou baie mense gee altyd die duiwel die skuld, jy weet. Dis mos nou 'n maklike uitkoms, is dit nie so nie? Ek doen hierdie dinge want dis die duiwel wat dit my laat doen. Ag, sies tog, word groot. Okay. En dan party mense, as iets verkeerd gaan, dis die Here se skuld. En dan word dit Dis die die Here se kerk. skuld ook, ja. Of die pastoor, die ja. kerk se Pastoor skuld, is se of skuld, dis die ja. pastoor Dominee se skuld, ja. Kyk, ek sê dominee en jy is 'n pastoor, né? Ek weet nie hoe dit werk nie, maar. Vers 16. Kyk, ek het jou in die handpalms gegrafeer, jou mure is gedurig voor my. Jou seuns kom gou, maar jou verwoesters en jou vernielers sal van jou af wegtrek. Slaan jou oë rondom en kyk, hulle kom almal bymekaar en hulle kom na jou toe. So waar as ek leef, spreek die Here, sekerlik sal jy hulle almal aansit soos 'n versiersel, hulle ombind soos 'n bruid, want jou pynhope en jou verwoeste plekke en jou verwoeste land, sekerlik sal jy te nou wees vir die inwoners en die wat jou verslind het, Ek wil net hierso, ver weg. vers 17, ekskuus dat ek so in jou stand nou, jy gaan soos 'n stoomtrein nou aan hierso. Hierso vers 17, en jou vernielers sal van jou wegtrek. Weet jy, baie keer is 'n mens baie hartseer omdat mense jou verlaat. Maar het ons al daaraan gedink dat die moontlikheid van mense wat jou lewe verlaat, dalk die Here se toedoen is? O, dis Hy definitief verwyder so. hulle. Hallo? O, dis definitief so. Wie vang wat ek sê? As jy nou so terugdink in As jy jou vriende het wat nie regtig vriende in jou is nie. verlede, as jy baie keer hartseer is, sekere mense vir jou sê, goodbye. En agterna dan besef jy, maar is eintlik 'n goeie ding gewees. Kom nou, is dit so of is dit nie so nie? So, altyd as daar mense is, daar's mense wat kom, en daar's mense wat weer gaan, en dan voel ons hartseer. Baie keer moet ons stil staan en sê, dit mag 'n goeie ding wees. 'n Nuwe dimensie gaan nou aanbreek. Goed, dis maar Amen. net, ek wil dit net bietjie En ons omgooi moet daar. onthou, daar seisoene, nee, net soos wat dit nie heeltyd lente is, met die blommetjies in die lug, en tulips in Amsterdam nie, net so, is daar baie keer winter, en die winter is nodig, en En al wat goed is van die winter is, hy gaan verby. hy gaan verby. En as die somer so vreeslik warm is en 'n ou voel jy gaan nou beswyk van die hitte. Waar is die winter? As sien jy uit daarna. Ja, dit gaan ook verby. Alles, die groot geheim hierso is alles in jou lewe nou wat nie lekker is nie. Sê saam met my, dit gaan verby. Wow. Goed. So daar's seisoene in 'n mens se lewe. Baie mense sit en terugdink van, ag weet jy, toe ek jonk was, was dit so lekker en dit was so lekker en dit was so lekker. En ja, ons almal kom daarby uit dat jy dink van toe jy jonk was, Ja, toe kon jy spring oor 'n Ja. ja, ek het hekkies gehardloop toe ek jonk was. As 'n As ek mens dit nou waag. As 'n mens so jonk is in die oggend as jy wakker word, dan dink jy nie om op te staan nie. Jy sê jouself kry jy op jou voete. Yes. Jy as is jy soos 'n jonk is. rubberballetjie. Jy dink nie eens nie. As jy op die vloer beland, dan is dit geen probleem nie. Nou dat 'n mens oud geword is, jy oggend wakker word, dink jy, okay, ek is nog hier.
probeer jou een arm oplig. Is dit die een voet van En die dan bed begin jy, af? dan lê jy is daar verlang en dink jy, met watter been gaan ek afklim? Wel, die Here is nog steeds by jou en hy's met jou en hy gee jou krag vir die dag. Okay. Agteroor neergeslaan aan die grond. Ag nee Piet, Op so 'n dammetjie maar op die grond. Gelukkig agteroor geslaan. lekker sag en nat. Nou moet jy, Ai. wat jy nou, jy het nou met ander woorde 'n merk gemaak daar aan die grond, né? Nee. Is dit met jou ponytail daar? Ja. Nou Annetjie, jy moet nou gips gaan kry. Dan gooi jy Ja, jou dan gips in daai maak jy merke nou en een dan het jy nou 'n gipsdoopie daarvan. aandenking, né? Dan gebruik jy nou daai dat bakkietjie wat jy nou uit die gips uitmaak, kan jy 'n kers opsit of iets. Okay. Kom ons gaan. Maar die punt is, daar's seisoene in almal van ons se lewens en baie keer verlang ons terug na daai seisoen of na daai seisoen. Ons moet onthou, soos wat ek Sondag gesê het, onthou ons is ewige Wesens, ja. Jy's 'n geestelike wese. As jy nou eendag daar aankom, jy weet waarvan ek praat, nê? Dan gaan jy sê, is dit ek? Is dit ek? Toe ek hier op die aarde was, het ek so sleg gedink van myself en ek het so gekyk na al my foute en al my swakhede en al my ellendes en ek het nooit besef ek is hierdie mens nie. Wie van julle as jy nou terugkyk na jou matriekafskeid, dan sê jy, wow, ek was eintlik cool geweest. Of baie keer sien jy 'n jong foto en jy sê, "Jesus, ek het maar lelik geweest toe ek so jonk was." Kyk, hoe Of staan 'n my ore uit? troufoto. Of 'n troufoto, Ja. dan sê jy, "Joe, ek was al maar geweest daai Jy tyd." praat nou jy weet. van uitsien om hemel toe te gaan. Weet jy, ons moet besef, Maar ons is nie op pad hemel toe nie. Die hemel slaap binne in ons. En as jy nou die tydelike met die ewige verwissel en dan ontdek jy, soos wat jy moet sê, jou true self. Yes. En dan sê jy, wow, maar ek was daai true self toe ek in hierdie lewe ek kon dit maar net sowel geniet Ek was het. so stupid geweest om dit nie net Yes. gelukkig te wees met myself. Kom, ons moet gelukkig wees met onsself. Amen. Wanneer gaan jy gelukkig wees? Eendag, Ek is nou. geloof sê, jy's klaar gelukkig. Amen. En as jy met jou mond dit begin verklaar, gaan jy sien jy's gelukkig. Ek is nou so ongelukkig vanmôre. Hierdie mense maak my ongelukkig. Daai mense maak my ongelukkig. Die kinders maak my ongelukkig. My man maak my vrou maak my. Ag, kom by. Kom groei op. Word groot. Word volwasse in Christus Jesus. Yes, amen. En Ek wil regeer. tog Jy net- is Jesus het jou mag gegee om as Yes, koning te amen. regeer oor jou omstandighede. En ek wil tog net weer herhaal, bladsy 6 van die arrival kit wat ons gedoen het met al ons mense daar deur die jare. Ons kan net verduidelik, die Arrival Kit was 'n boek van Dr. Neiber, wat hy 'n nuwe gelowiges opgelei het en sterk gemaak het en laat opgroei het, sodat hulle geestelik sterk kan raak. En dan op daai bladsy, noem dit nou weer vir ons. Bladsy 6 sê, voel jy ongelukkig as mense en omstandighede rondom jou nie aan jou verwagtinge voldoen nie. En dan, In Engels, do you feel unhappy when people and circumstances around you does not fit into your expectation? en dan, If your answer is yes, you are wrong. wrong. As jou antwoord ja is, Sê jy is ongelukkig, jy's verkeerd. Kom wie het vir dan, jou gesê jy moet van mense verwag? jy verwag nie van mense Jy of verwag van van omstandighede of van dinge nie. God. Dis reg. En waar is die Here? Amen. Kom nou, help my. Amen. Nou binne in jou. En as jy hom lanklaas met hom gesels het, is dit net jou eie skuld. Want jy is so besig. Net so tyd om stil te raak, rustig te raak, die Here se stem te hoor binne in jou en jy doen dit deur sy woord te hoor. Soos ons nou met sy woord besig. Die woord Verwag is van die Jesus. Here, want hy is jou bron. Ja. Mense is nie jou bron nie. Jy doen iets vir iemand, byvoorbeeld, en nou verwag jy, hulle gaan nou so dankie sê, hulle gaan nou so bly wees en hulle gaan nou so aangaan daaroor en dan doen hulle niks Jou nie. Hulle sê verwagting, dit was skaars jou dankie. verwagting. En Hulle dan is sê daar niks, skaars ja. dankie. En dan verloor jy nou jou vrede. En En jou spring uit jou kop uit en jy maak 'n geraas, want daar het jou kop jou gelos. Oor daai ding, moenie van mense verwag nie. Vat dit so goeds moeds.
So maklik. Waar is ons nou? Jesaja 49 vers Yes. 20. Maar hierdie is 'n waarheid. Is 'n waarheid. Mense, pas dit toe vir julle kinders, vir die mense wat in julle huis is, almal. Vat dit goedsmoeds. Verwag van die Here, moenie van mense verwag nie. As 'n ou liedjie wat hulle sing in die Dopperkerk. Moet op prinse nie vertrou nie, by wie niemand heil kan vind. Op die mens jou hoop nie bou nie, want as God hul gees ontbind, keer hul na die aarde. Jy moet hom baie trek hoor, anders is nie reg. En hul raadslag stort ter Nee. neer. En dis 'n groot waarheid. Ons sing hom Dis 'n nou, groot dit klink nou Moenie op mense grappig, vertrou maar nie. dit is 'n groot skrif waarheid. Moenie op mense vertrou nie. Mense is lê waar om Sondag so te sing maar oor die kerk. Vers 20. Nog sal die kinders waarvan jy beroof is, voor jou ore sê, die plek is te nou vir my. Maak vir my plek dat ek kan woon. Ja, so gepraat nou van die sing. Wat hou julle van die sang in hierdie gemeente? Vreeslik baie. Ja, Is dit- aanbidding. is dit Party lekker? van Is dit aanbidding. aangenaam? Yes. Amen. Is dit? Geniet julle dit? Ja, Ja, pragtig. dis lewendig. Nou ja, die mense wat nou luister, julle kan dit ook saam met ons kom geniet, hoor, as julle nog nie hier Ja, was. ons sing nie so in die kerk nie, hoor. Ja, nee, ons sing bietjie lewendiger, né? Ja. Ja, ons sing nie. Ons sing nie, juig al wat leef, juig voor die... Hoe sing ons hom? Jy gaan wat leef, jy voor die Heer. In God met blydskap gee hom eer. Kom Nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig. Ja, dis Ja. op die wysie van 'n Green Berets. Yes. Nou, wat hier gebeur het, ons hou toe nou so 'n selgroep. Ja, Wat nou dit- eintlik ongehoord is, want die kerkraad het my later kom sien en sê ons wil nie klein kerkies in ons groot kerk hê nie. Ons het gedink om die mense bymekaar te kry, mense mekaar leer ken. Toe hou ons wijkbyeenkomste, want ek was die wijkdiaken van daai spesifieke wijk. En toe is ek die enigste een wat dit doen, maar in elk geval, toe is daai aand daar bymekaar, ek dink dit was op 'n Woensdag aand, en toe is daar een ouetjie, sy naam was Barend, uit die universiteit uit. Hy het so gebrek gehad, sy een been was nie lekker geweest nie, maar hy was 'n oulike ou. Ek dink hy leef nog. Maar in elk geval, soos hy dalk nou hierdie les hoor, sal hy nou baie saam met ons opgewonde wees. Nou is ons almal prim en proper, né, godsdienstig. En daar mag net, let wel, psalms gesing word. Jy kan niks anders, jy kan nie eens haleluja liedere sing of gesange nie. Die gereformeerde Dopperkerk is net psalms. En dan sit nou soos ons hier gesing het. En toe sing ons nou met ons 'n paar Ja, jy psalms moet 'n sing. sangetjie En sing. een van hulle was toe nou hierdie juig al wat leef. En die klein Barend spring op. Hy's nou nog jonk, hy is universiteit. Hy sê, "Wag, kan ek julle begelei met my kitaar?" En dis ongehoord. Daar mag net 'n orgel wees, nie 'n kitaar. En ek kyk so vir die ouderling, want die ouderling moes by gewees het, oom Arrie van Vliet. Dierbare, hy is 'n Hollander. En ek sê hom, "Arrie, is dit reg?" "Ja," sê hom Arrie, "laat hy kitaar bring." Nou al klaar oortree ons almal nou, want dis teen die reëls, né? Eerste ding wat teen die reël was om 'n klein groepie te hou. Tweede ding nou, is hierdie groepie gaan nou musiekinstrument wat nie 'n orgel is nie. OK, en 'n Barend is daar uit en hier kom hy met sy kitaar en hy sê, "Kan ek dit net vir julle daai juig al wat leef op 'n ander Net op 'n wysie?" ander manier En bietjie. die begin hy. Begin hom weer bietjie. Jy gaan Al wat wat leef. leef. Ja, hy het so lekker ritme, né? Jong, en ek kyk so en ek sien so uit my oë uit die ouderling. Nou staan ons almal, want dit is baie prim en proper, ons sit nie. Jy moet staan as jy sing. Eerbied vir die Here. En ek kyk so en ek sien maar om Arrie, die ouderling se voet begin so maak. Jy weet, hy klap sy voet so op hier. Hy hou ritme. En ek dink, joh, nou gaan ons uit. Nou Nou is gaan ons ons groot rof. moeilikheid as hierdie ding by die kerkraad moet uitkom by die dominee, is ons almal gefire. En daar raak ons toe so jolig.
En dit raak so lekker en almal is vrolik en ons begin saam kuier. Toe wil die mense nie ophou om groepies te doen nie, maar nie lank daarna nie het dit uit by die kerkraad uitgekom van hierdie opgewonde groepie en toe moes ons stop. Jammer, né? Dis op daai stadium ek dink wat ons toe maar die plek verlaat het en besef ons gaan nie aanpas hier nie. Eintlik het hulle ons soort van laat gaan. Ag, weet jy, hulle was bly toe ons gaan. Hulle was. Ja, kyk daar die Here ons verwyder. Yes. Vir hulle voordeel. Okay, waar is ons nou? Vers 21. Dan sal jy in jou hart sê, wie het vir my hierdie kinders gebaar, aangesien ek kinderloos en onvrugbaar was, verban en verstote, en wie het hulle groot gemaak? Kyk, ek het toe alleen oorgebly, hierdie kinders, waar was hulle? So wie het hier nou alleen oorgebly was toe nie? Die mense, die kinders, Is dit was nou toe hoe hulle nie meer dink? daar nie. Ja. So sê die Here, kyk, ek sal my hand ophef na die nasies en my banier opsteek na die volke. Dan sal hulle julle seuns aan die boesem bring en jou dogters sal op die skouer gedra word. Onthou nou van die ballingskap. Baie van die jong mense is weggevoer in ballingskap na Babylon toe. Okay. En hoekom is hulle weggevoer na ballingskap toe? Ja, Want ons is kom hulle daarby. eie sondige toestand. Ja, ons kom daarby. Hulle wegbeweeg van die Here na Ja. afgode toe. Ja. En konings sal jou oppassers wees en hulle vorstinne jou pleegmoeders. So daar waar hulle in die paleis was in Babylon, het hulle, die koning was hulle baas gewees en hulle was soos Josef. Dink bietjie aan Josef. Josef en sy 3 vriende, ja. Nee, Josef. O, Josef, nie met Daniel nie. Nee, Josef. Josef. O, okay, Ja, is wat nou. in Potifar se huis was. Ja, maar dis geld maar vir Daniel en sy vriende ook seker. Ja, seker, ja. En koning sal jou oppassers wees, hulle vorstinne, jou pleegmoeders. Hulle sal voor jou neerbuig met die aangesig na die aarde toe en die stof van jou voete lek en jy sal weet dat ek die Here is. Ja, ek hou van daai ene, né? Ja, vrouens is baie keer so onderdanig hulle mans, as die man van die huis afkom, van die werk afkom, moeg en vol stof, dan gaan lek sy die stof van sy voete af. Is dit so? Nie heeltemal daarom nie, né? Nou deesdae is dit andersom, die man is baie keer die huisvrou en die vrou werk. So dan beter hy dit dan vir haar doen, né? Okay, dis net. Nou in die geval van Josef, ek gaan terug na die geval van Josef toe. Josef wat die gouverneur was van die land, of basies die eerste minister van die land. Julle ken Josef se storie. En hoe die konings van daai tyd het later aan soveel vertroue gehad in Josef en in Josef se God, dat hulle letterlik ook, as jy nou kan sê, vir hom neergebuig het en gesê het, maar Josef, ons kan sien, daar's 'n excellent gees in jou. Ja, so was Daniel ook En so was Daniel ook. voorbeeld. Die En dis nou baie excellent mooi wat gees. Josef dan die droom gehad het en Yes. gesien het hoe die 11 sterre en die son en die maan wat sy ouers voorstel en die 11 sterre sy broers voor hom sou neerbuig. En dit het hom groot moeilikheid op die hals gehaal, maar uiteindelik was dit 'n profesie. En dis Yes. dan presies wat gebeur. Weereens, daar's pragtig, wanneer die Bybel beeldspraak gebruik, son, maan en sterre, en praat van laaste dae, dan beteken dit nie letterlik son, maan en sterre gaan ontplof nie. Dit beteken regeringe gaan tot val kom. Okay. Vers Maar- 25. Dis weer eens 'n belofte van die Here, van die Messias wat sou kom, en dat God hulle wel gaan herstel. Wow. Nee. En is ons nie geherstel vandag nie. Sal van 'n held die buit afgeneem word, of sal die gevangenis van 'n regverdige ontvlug? Waarlik, so sê die Here, ja, die gevangenis van die held sal afgeneem word en die buit van die tiran sal ontvlug en jou bestryder sal ek bestry en jou kinders sal ek verlos. Sien, die groot belofte wat die Here hier gee. Nou eintlik as ons na Jesaja 50 toe gaan, dan en Jesaja 51, 52, 53, dit is voorspelling van die verlossing wat Jesus Christus sou bring, nie net vir die Jode nie, vir almal. Amen. Ja, en Jesus in die nuwe verbond, waarby alle nasies ingesluit is, kom inlei.
Dit was God se plan. Nie meer een volk Israel nie, maar almal wat Jesus aangeneem het. Maak nie saak wat jou rasgroep is nie, man of vrou, wat Jesus aangeneem het, is deel van sy familie van die nuwe verbond. En dis waar ons nou is. Vers 26. Onthou asseblief, as ons Jesaja lees, hy praat baie van beeldspraak. Baie beeldspraak, baie prentjies wat hy wys. En veral vers 26, En ek sal jou drukkers hulle eie vlees laat eet en van hulle eie bloed sal hulle dronk word soos van mos. Dis weet nie julle- regtig. Weet jy, Pastoor Mimpie, kan ek iets ingooi hierso? Yes. Dis beeldspraak en ek dink hierdie verwys na die burgeroorlog wat net nadat Jesus nou weggeneem is en hier by 40 jaar, Jesus het voorspel, hierdie geslag sal nie verbygaan voordat die tempel en die tempelleierskap tot niet sal gaan nie. Hy het dit mos voorspel. Hy sê in hele geslag. Dit was 2000 jaar gelede. Geslag in die Bybel is 40 jaar. En hierdie burgeroorlog, dit is burgers wat teen mekaar, Jode het teen mekaar gedraai en mekaar doodgemaak. Burgeroorlog het gebeur kort net voor die verwoesting van die tempel. Want toe die Romeinse soldate sien, hulle beklei onder mekaar, toe is dit mos nou die beste tyd om aan te val. En toe vernietig hulle die mure, vernietig die tempel, almal en 1,2 miljoen Jode het omgekom en in die 90.000 is in slawerny geneem en hulle wat Jesus se woorde ernstig opgeneem het na die berge gevlug. Hulle wat geglo het en Jesus gevolg het. En Lukas 21 het nie 'n haar van hulle hoof geval. Hulle is almal ongeskonde geweest. So, dit is waar. So hulle eet, hierso staan, Wag nou, ek jou wil iets verdrukkers wys. hulle eie vlees laat eet. So hulle eet hulle eie vlees, hulle het teen mekaar gedraai. Kan julle die beeldspraak hier sien? Okay, dis hoe ek dit sien. Jy sien iets anders daarop. Nee, ek sien nie iets anders nie. Ek wil net sê hierdie is 'n paradoks. Ja. Ons praat nie hier van kannibalisme nie. Ja. Ons praat nie van kannibalisme nie. Maar hulle het Jesus beskuldig van kannibalisme Ja. toe hy in Johannes 6 sê, as julle nie my vlees eet en my bloed drink nie. Want hulle het dit fisies verstaan. Ja, want hulle het nie geestelike beeldspraak. Nou, die Ou Testament, veral Jesaja, vol beeldspraak. En as ons dan die Nuwe Testament lees en wat Jesus sê, gebruik Jesus dieselfde beeldspraak. Ja. En as hy dan sê van die laaste dae en hy praat van die son, maan en sterre wat duister word, waarvan praat hy? Letterlike son, maan en sterre wat tot niet gaan? Nee, praat van leierskap, regering. En in hierdie geval was dit die Joodse regering, veral die kerkregering, wat nou sy einde gaan sien en gesien het meer as 2000 jaar gelede. Okay. Hoekom ek hierdie uitlig is, baie mense is nou deesdae so opgevang met die Epstein files en die kannibalisme wat daar gebeur het. Kannibalisme met die Epstein. Dis interessant. Ja, as jy nie daarvan weet Ek is nie. bly ek dan- kom na die klas toe, nou hoor ek sommer politiek en allerlei Nou, wêreldstories. hier praat hy nie van kannibalisme nie, dit is 'n paradoks. Ja. En dis nie hier oor of daaroor nie, maar as jy nie wil luister nie, dan gaan jy self in jou eie gemors, gaan jy naderhand lus voel om jouself te dissolve, eintlik is die regte woord, Selfvernietiging. jou selfvernietiging. Ja. So hy praat nie regtig hier van Almal is teen my, niemand hou van my nie, ek gaan Ja. selfmoord pleeg. Jy weet daai tipe Ja. dinge. Ja. As jy so ver weg gaan van die Here en jy begin nou nonsens glo, dan wil jy jouself leed aan doen. Ja, Yes. dis nogal goed. Ja. Okay. Ja. Vat dit. Weereens, laat jou weg aan die Here oor. Moenie wys wees in jou eie oë en jy wyk af van die kwaad. Luister! Maak die Luister. woord jou nommer 1. Jesus is die woord. Amen. Vul jou gedagtes met Amen. woord Christus en dan word jy gesond. Julle jong mense moet luister. Ja. Luister as En dan ons luister hulle nie. Ja. En dan luister hulle nie en dan kry hulle so swaar. En dan kry hulle so swaar en dan huil hulle by pappa en hulle huil by mamma. Maar hulle wil nie hoor nie, want hulle sit nie die Here eerste Want plek slim in vang hulle sy lewe. baas. Yes, amen. Dis wat hy hier bedoel. Wat beteken Jy- daai van slim vang sy baas? Slim van sy baas. Ja, dis maar so 'n Ja, woord. weet jy. Aan die ander woorde is jy altyd wil slimmer wees as die slim mense in jou huis. Jou ouers is slimmer as wat jy is. So moenie dink jou ouers is stupid nie. Luister na hulle. So almal van julle wat hier hoor. Luister na jou ouers en luister na jou pastoor en die dominee.
En as hulle vir jou wysheid leer, moet dit nie sê, ag nee, dit is stupid nie. Ek sal my eie ding doen nie. Partykeer wil kinders nie luister nie, dan losse mense hulle maar hulle eie ding gaan doen, nee. Jou eie En potjie dan sê, kap. dan lag 'n ou bietjie so in jou mou agterna en sê, lekker, jy wou mos. Okay. Hoe sê die maas? Nee, my skytjie, jy het daai bedjie gemaak, nou moet jy op hom slaap. Jy gaan nou op hom slaap, jy het homself gemaak, ja. Okay, kom ons gaan aan. Dan sal alle vlees gewaar word dat ek, hoofletter, die Here, jou heiland is en jou verlosser, die magtige van Jakob. Nou as ons na 50 toe gaan, wil ek net ek wil net bietjie summarize, opsom van in 49 het hulle die Here soort van verwyd en hulle het gesê, ja maar Here, waar was jy? Jy het ons nie gehelp uit hierdie nonsens uit nie. Nou hoekom het hulle in die nonsens beland? Want hulle het nie geluister nie. So hulle het hulle self gehelp in die nonsens in. En En dan verwyk draai hulle die om Here. en ons dink hulle dis die Here wat dit al gedoen het. Hoe dom kan jy wees en nog steeds asemhaal? Ja, so in 49 sê die volk basies, Here, U het ons gelos dat ons moet suffer. Nou kom die Here hierso in hoofstuk 50 en hy sê, waar is die skeybrief van julle moeder? Waarmee ek haar verstoot het. Om te sê dat ek het julle gelos. Nee, as ek nou plat Afrikaans kan praat. Van julle moeder waarmee ek haar verstoot het. Nou wil ek net ook hier 'n stuiwer in die ambeers gooi. Dis interessant dat die Bybel gebruik hierdie beeldspraak. God die Vader is die man, Yes. en Israel dan, die ou verbondsvolk, is die vrou. En dan maak hulle so droog en hulle pleeg egbreek, want hulle gaan agter ander afgode aan. Onthou, een van die 10 gebooie is, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. En hulle gaan vry in die bondel, né? So wat gebeur dan met hulle? Dan beland hulle in dieselfde bondel waarin hulle invry, en daar's groot calamities en drama vir hulle. En nou kom herinner die Here en sê, ek het al geskei. En dis wat letterlik werklik gebeur het. God het sy ou verbondsvolk Israel, sy ou vrou, geskei. En die nuwe verbond is in Christus Jesus. Dis waarom dieselfde beeldspraak gebruik word. Jesus is die bruidegom en almal wat hom aangeneem het is sy bruid. Kan julle die beeldspraak weer sien? Man en vrou. Dis nie letterlik nie, dis geestelik. Dis 'n verhouding. So verbond kan jy sê 'n verhouding, 'n huweliksverhouding. Okay, pragtig. Maar laat ek dit net in verband sê. Ja. God bly getrou, selfs al is mense ontrou. Maar as jy weggaan van God af, bevind jy jou op 'n plek waar jy alleen is. En dan moet jy nie omdraai en Dan dink moet jy die nie Here- omdraai en sê, maar die Here het my gelos nie. Die Here het jou nie gelos nie. Jy het uitgegaan. Kyk vir ou Gideon. Yes. Hy kla, hy sê vir die engel wat hom aanspreek. Ja, die engel sê vir hom nou, hy kruip weg en hy slaan nou die koring uit om dit nou weg te steek, want die Midianiete is op hulle die hele tyd, besteel hulle. En hier kom die engel van die Here na hom toe en sê vir hom, dis in Rigter 6. Hy sê, jou dapper held. En onmiddellik skrik hy om boeglam, want hy is nie 'n dapper held nie, hy voel nie soos 'n dapper held nie. Hy kruip dan weg en hy steek die goed weg vir die vyand. In ander woorde, hy hardloop weg die hele tyd en kruip weg in slote. Hier kom die Here en sê vir hom, jou dapper held. Sien, dis wat die Here nog steeds. Alhoewel hy in 'n toestand is, weg van die Here af, sien die Here ons nog steeds as sy dapper helde. Hallo julle dapper helde. Almal van julle wat luister, weet julle wat? Die Here het jou gemaak, hy het jou goed gemaak. Hy het jou 'n dapper held en 'n dapper heldin gemaak. Kom net by en ontdek weer wie jy is in die Here. Wow. Ek het haar verstoot, of wie is daar van my skuldeisers aan wie ek julle verkoop So, het? die Here verdedig homself basies en hy het nie nodig om dit te doen nie, maar hy verdedig homself. Hy sê, waar is daar nou mense wat ek iets skuld, dat ek julle as my kinders moes verkoop het, sodat ek nou daai skuld moes delg, sê die Here. Kyk, weens julle eie ongeregtighede is julle het julle self verkoop. Julle het julle self diensbaar gemaak aan daardie.
En weens julle oortredinge, is julle moeder verstoot. So, weer eens sien ons hierso, dat, En die moeder verwys na die verbond, die yes. huweliksverhouding, ja. En dan vers 2, waarom het ek gekom en daar was niemand nie, en het ek geroep en niemand het geantwoord nie. Hier sê die Here vir hulle, maar ek praat dan met julle, ek praat dan met julle deur my profete, ek praat dan met julle deur my woord, ek praat dan met julle deur visioene en deur drome, maar julle hoor nie. Net so nou hierdie woord wat vanmôre uitgaan, wat ons nou na luister en omkuier. Praat met ons. Wie kan voel hierdie woord praat met jou? Ja. So kom ons leer nou die foute van hierdie ou volk uit en ons luister. En ons doen wat die Here en ons keer terug. En ons maak die Here ons nommer 1. Okay. So hy sê, is my hand dan werklik te kort om te verlos? Of is daar geen krag om uit te red nie? Die Here sê, dink julle regtig waar, ek kon dit nie doen nie. Ek meen toe Jesus aan die kruis hang, nee. En toe sê hy, een van sy kruiswoorde was, dink julle nie ek kan my Vader bid en hy sal nou vir my 10.000 van sy engele stuur nie. En toe sê hy, Here, nie my wil nie, maar u wil. Maar nie my wil nie, maar u wil. Jy sien, so die Here kan, maar as jy jouself in 'n posisie sit waar jy onder jou eie mind se autoriteit is, dan gaan jy swaar kry. I mean, Ja, is slim van sy baas. yes. Ek is slim, moet my nie iets leer nie. Ja. Ek sal my eie ding doen. Ek gaan trek. Ek hou nie van hierdie setup nie. Ek wil my eie ding doen. Jy weet jy kan nie, jy weet nie geld om dit te doen nie. Jy weet jy gaan droog maak. Nee, maar ek wil uit. Nee, en dan is jy weg. En dan is die ouer moet net groot wees en sê, laat hom gaan. Laat hulle gaan. Laat hulle gaan leer. Maar die ouers bly lief, né, vir die kinders. Ek moes my kinders so laat gaan destyds, Ja. want hulle wil op hulle eie wees. Ja. Ek onthou een slim ouetjie. Hy het by sy ouers gebly so lank as wat dit nodig was. Hy het sy troeshou bymekaar gemaak. Sy meisie het by haar ouers gebly so lank as wat dit nodig was. Hulle het eers alles bymekaar gemaak. Hulle het albei gesorg dat hulle elkeen 'n goeie werk het. Goeie inkomste het. Toe begin hulle bly nog steeds by die ouers, want dit is die goedkoopste. Sê almal, dit is die goedkoopste. So vir die van julle wat nou luister, jong mense, wat nou sulke enaardige planne het, om nou dom te gaan wees. Moenie dom wees nie. Bly by jou ouers en spaar. Sê almal, spaar. En weet jy wat gebeur? Hulle het uiteindelik gegaan, die tweetjies, en hulle het 'n huis bekom, en toe het hulle die huis uitgemeubileer. Toe bly hulle nog steeds by die ouers. En die ouers is so opgewonde oor die nuwe huis wat hulle het, en gesien hoeveel moeite doen die kinders, toe begin hulle al hoe meer gee vir die kinders by die huis. En hulle het self na die huis toe gegaan, en vir hulle 'n nuwe mat ingesit, en ek weet nie wat als gedoen nie, en uiteindelik toe besluit hulle, nou gaan ons trou. En toe is hulle skuldvry. As jy so voorgekom het in die lewe, bly jy voor. Kom nou, luister mooi, jong mense, luister wat wysheid vir jou vanmôre sê. Haastige hond verbrand sy mond. Ek weet nie, iemand moes dit nou gehoor het. Was tenminste, daar is iemand daar buite Maar dit moet so. wat hierdie woorde moet hoor. En miskien wil hulle nie daarna luister nie, maar ek dink die ouers gaan hierdie op hulle ore sit daar by die huis, dat hulle dan in hierdie preek kan luister vanmôre, hierdie les. Amen. Kyk, deur my dreiging maak ek die see droog. En hy verwys terug na Exodus, waar die Farao se mense agter die Israeliete aangejaag het. En die Here het die see laat opdroog. Ja, Hy kan yes, toe, ja. nee, Met die asem van sy mond, jy blaas nou hierso, Ja, mense die ek blaas blaas hoor. nou hierso. So met die asem van sy mond, toe maak hy Yes. daai see, dat hy oopgekloof wees. Ja, dis wat en hy hulle sê. ek meen daai asem het tot daai grond uitgedroog, want hulle Ja. het op droë grond staan daar. Deur geloof. Hulle deur, en toe, ja. Ja, hy sê, kyk, deur my dreiging maak ek die see droog. Ek maak die riviere tot 'n woestyn.
sodat hulle visse stink, omdat daar geen water in is nie. Praat van die 10 pla, En hulle sterwe van die dors. 10 pla, né? En hulle sterwe van dors. Ook nog een van die 10 pla was 3 dae duisternis. Kan julle dit onthou? Ek bekleed die hemel met 'n swartheid en bedek dit met 'n Roodleed. roukleed. Dis En Eksodus. hierdie weer beeldspraak van donker, 10. swartheid beteken geen kennis van die verbond van God nie, en dan in ons verband in die nuwe verbond, geen kennis van Jesus Christus is duisternis. En hy is die lig wat in die duisternis skyn. En hierdie woord wat ons vanmôre hier hoor dan, hierdie kuier om die woord, gaan as oor Christus. En weet julle wat, dit verlig 'n mense denke. Jy kry lig en jy sien lig. Jy kry antwoorde en die Here gee vir jou wysheid. En jy gaan nie stupid dinge aanvang nie. Amen. Nou kom ons by die lekker deel. En Ek dit het gedog is hierdie deel wat ons gedoen het was lekker. Jy sê ons gaan nou nog lekkerder deel. ja, ons kom nou Okay. by die messiaanse Ja. profesie. Die knegg van die Here. Die knegg van die Here. En hierdie knegg, 'n hoofletter. Die Here het my 'n geoefende tong gegee. Waar kom dit? Wow. Die tong is verbind aan die denkswyse, sienswyse. So as jou sienswyse geoefen is in die woord en vol Christus is dit jy 'n geoefende tong. Mooi. Yes. So Jesus het nie gepraat uit oorleweringe van ou mense nie. Jesus het nie gepraat uit hy het nie historietjies gepraat nie, hy het gepraat soos wat God die Vader ek weet wat 'n vir hom geoefende gegee tong het. is. Jy kan lekker skinder oor ander mense. Kyk, jy kan daarom vir jou stories oor ander mense vertel. Weet jy nou gehoor wat dit nou weer met Sunny en Annie en met Jannie gebeur? Ooh, ek het hulle daar in die dorp gesien. Ooh, la la. Kom drink 'n bietjie tee, Sunny, dat ons 'n bietjie kan 'n kinderpartytjie hou. Is dit wat dit bedoel hier, Pastor Miepie? Nee. Geoefende tong. Nee, O nee, okay. hierdie geoefende tong is 'n Heilige Gees tong. Pragtig. Ek hou daarvan. Dat ek kan weet om die vermoeide te verkoop met woorde. Oeh, dis mooi. Wow. Nou, hierso in Matteus 11 vers 28 sê hy, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind vir julle siele. Pragtig, die siel is plek waar die denkswyse is. En hoe gebeur dit? Jy eet nou hierdie woord, hierdie rus wie Jesus is. En hierdie woord Jesus bring 'n rustigheid tussen jou ore. Want my juk is sag en my las is lig. Nou, Daar is nog 'n bietjie van 'n juk, met ander woorde dissipline. ja, jy moet Maar dit is bly. beter om in die Ja. dissipline te wees as wat jy jou kop los laat gaan en jy beland na allerlei nonsens. Hy sê, hy wek elke môre, hy wek my oor om te hoor, soos die leerlinge. O, ek like So, dit. Jesus sê op 'n plek, ek het nie nou die skrif nie, Jesus sê, ek sê niks en ek doen niks, as ek dit my Vader nie dit hoor, gesien sien en sien en het gehoor het nie, ek doen net In Johannes wat iewers, ja. my Vader vir my Net sê. wat ek my Vader Vader sien doen, dit doen ek net so. Net wat ek hoor van my Nou Vader, as ons dit dit sê van ek toepassing net. maak, hoe weet ons wat ons Vader dink? Ons weet dit deur Jesus die woord. Die woord is wat die Vader dink. So as jy jou vul met die woord, dan het jy die Vader se denkswyse in jou denkswyse en wat gaan uit jou mond uitkom? 'n Geoefende tong van die Vader wat troos bring vir almal om jou. Yes. Mooi man. Ek hou van dit. Wow. Ek is so bly ek is by hierdie kuier om die woord. Amen. Weet jy wat se troos ontvang ek hier vanmôre vir myself ook. Nou vers 5, die Here, 2 keer, het my oor geopen, en ek was nie wederstrewig nie. Ek het nie agteruit gewyk nie. Ek hou van die psalmdigter wat sê die Here sal vir jou ore grawe. Ja. Ek sien altyd 'n reuse graaf. Ek voel baie keer so as mense se ore is toegestop, as hulle lyk of hulle nie wil hoor nie. Dan wil ek 'n graaf saambring kerk toe. Weet as 'n dominee nou, wanneer ek die preek bring, dit moet 'n graaf wees wat die ore oop grawe. Amen. En nou pas so soek jy vir ons 'n skrifgedeelte. Ja, ek is nou by die volgende een. O.
Jy Okay. gaan, ja. Jesaja 6. Die Here het my oor geopen, Vers ek was 6. nie wederstrewig nie, ek het nie agteruit gewyk nie. Nou, hierdie gaan terug na die tuin van Getsemane toe. Jesus het bloed gesweet om sy wil onderdanig te maak aan sy Vader Hy het sy wil oorgegee. se wil. His will surrendered. Ja, hy het dit gesurrender. Ek het my rug gegee, ja. Vers 6, ek het my rug gegee vir die wat my slaan. En nou praat hy van die kruisiging. Voor die kruisiging het hulle hom laat slaan, hulle het hom laat gesel. 39 houe met die kats. En hy het nie sy rug weggetrek nie. Hy het sy rug gehou. Hy was soos Om 'n dit te skaap wat ontvang. stom was vir sy skeders. Hy is mishandel, maar het nie 'n woord in sy mond gekom nie. En my wange vir die wat my hare uitpluk. Nou hier, dis die enigste plek in die Bybel waar daar staan, dat hulle het Jesus se baard uitgeruk. Dis die En hier is enigste dit. plek waar dit En staan. dit het werklik gebeur. En weet julle hoe seer Jo, moet wie dit van wees? die dames, julle het nou nie eintlik baard nie, maar julle het onder armhare, né? Nou as jy daai hare so vat en jy pluk hom so 'n bietjie uit, het jy voel dit? Wie van die vrouens is gereeld om hulle eyelashes of wat so goed, dan vat jy mos nou Wenkbraue. Wenkbraue, né? Dan pluk jy nou die hare, ek so bly ek is nie nodig om dit te doen nie. Ouch. Nou ja, dit was erg persoonlik, Ja. om die baard so uit te ruk. Dit moes baie bloed veroorsaak het ook. Yes. En dit het hulle aan hom gedoen. Soos ek sê, is die enigste plek in die Bybel, hulle beskryf dit Dit is nie. waar, dis die enigste plek. Hulle beskryf dit nie in die evangelies nie. So as enige van julle 'n ander plek vind, laat ons tog asseblief weet. Almal van julle wat die woord lief het en wat altyd skrifverwysing soek en so aan. Hy sê hierso tog wel, Matteus 26, Kom ons kyk gou Matteus 26. 67, Ja. 67. Ja, lees dit vir ons. Dis interessant. Toe het hulle hom in sy aangesig gespuug en hom met die vuis geslaan en met stokke geslaan en gesê, profeteer van ons. Maar hulle praat nie van die, Julle kan gerus praat gaan na nie die van die- Griekse vertaling toe, wat jy in baie van die vertalings wat julle gebruik, kan jy vinnig oorskakel en die Griekse woorde sien. Dan kyk julle bietjie na al daai woorde daar se Griekse betekenis, dan kry jy iets daar van dat dit wel kan aandui, jy weet pastoor Mimpie, dat dit sy baard dan ook dan. Ons moet bietjie gaan ondersoek instel. vers 7, of vers 6, my aangesig het ek nie verberg vir smaadhede en bespiewing nie. So hulle het gespoeg op hom, en dit staan ook in Matteus Ja, dis hoekom hy sal verwys nou sien. 26 Ja, vers 26 vers 39. pragtig. OK. Maar die Here help my. Daarom kom ek nie in die skande nie. Daarom het ek my aangesig gemaak soos 'n kleisteen. Nou hier wil 'n ek keisteen. net Ag nou, ek wil nou net vir julle iets. Is dit nou klei of Wag nou, ek het dit nagevors. Ja, Gee my maar nou, kans. dan nou, ek is nou Gee nie 'n my- navorser gewees nie. Ek Gee lees hom my- nou as 'n leuk. Gee my nou kans. Keisteen. My Engels, Ja, 'n flint. 'n flint. 'n flint. Nou, die van julle wat Survivor kyk, hoe kan jy vuur maak as jy nie 'n flint het? 'n Flint is 'n steentjie wat verskriklik hard is, en as jy hom, Dan maak hy 'n vonk. dan maak hy 'n vonk. So, ek my aangesig gemaak soos 'n vonk. kei, 'n keisteen. Ja, met Is ander 'n woorde klip. wat vonke veroorsaak. Ja. Ja. En ek weet dat ek nie beskaam sal staan nie. So, hier sien ons dat Jesus Christus is so mishandel, maar dit het hom nie afgevat van dit wat En hy dan is daai veronderstel skrif was daar wat Paulus om te iewers doen nie. gebruik. Hy sê hulle wat glo sal nie beskaamd staan Daar sê. nie. En Jesus het nooit in die skande gekom nie, want hy het geen sonde gehad. Hy was die vlekkelose lam. OK, vers 8. Hy is naby wat my reg verskaf. Wie wil met my 'n regsaak begin? Laat ons saam optree. Wie is my teeparty? Laat hom nader kom na my toe.
Hier wil ek net iets sê. Dink gou in die fisiese riem. Is daar mense wat na jou toe gaan met 'n regsaak en hulle sê, so en so en so, ek gaan jou voor die hof sleep, bla 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 bla. En wat Jesus hier bedoel is, hy sê, ja, julle kom na my toe met die reg, maar daar's iets groter as die reg. Want toe hy in die graf gaan lê, dis die acid toets. Toe hy in die graf gaan lê, toe word daar niks in hom gevind wat die dood verdien nie. En daarom, wow, dis so opgewonde, daarom het God hom opgewek en hom laat sit. En omdat daar niks in hom gevind was nie. Nou, hier op die aarde gaan mense dalk vir jou sê, jy is so, of jy is so, of jy is so, ek vat jou hof toe, ek vat jou dit, ek vat jou dat, en blablabla. In die geestelike riem, solank jy onskuldig is jy onskuldig. En die acid toets sal dit wys. Jy sal bo uitkom. Jy's onskuldig. Amen. Daai van die beskaamd, waar is in die beskaamd staan nie? Waar is dit? Hierso, Want ek het dit, vers vers 7. 7, lees hom weer. Maar die Here help my, daarom kom ek nie in die skande nie. Pragtig, nou hier is my baie mooi Romeine 10, wat hy praat van met die hart groei tot geregtigheid, met die mond bely tot redding, want die skrif sê, elkeen wat in hom, dit is Jesus, die verlosser glo, sal nie beskaamd word nie. Amen. Allee, jy het hom. Amen. So baie keer in hierdie fisiese riem, gaan jy miskien verkeerd opgevry word en verkeerd in die hofsaal beland, maar jy was onskuldig gewees. Moenie worry nie. Vertrou op die Moet Here. dit nie probeer fight in hierdie lewe nie. Moet dit nie probeer fight met fisiese wapens nie. Doen dit in die geestelike riem, vertroue op jou hemelse Vader en hy sal sorg dat jy bo uitkom. Hy sê jy is die kop en jy is nie die stert nie. Amen. So waar trek ons nou in Jesaja 50? Ek weet nie, ek is in Deuteronomium 28. Okay. Yes. Ek was nou in Romeine 10. Ja. Vers 8, hy sê, wie wil met my 'n regsaak begin? Laat ons saam optree, wie is my teeparty? Die Here basies sê hierso, so julle wil my hof toe vat, julle sê ek het julle gelos, julle sê ek het julle moeder gedivorce, kom, laat ons hof toe gaan, laat ons kyk, want God weet wie hy is. Nee, hy is die skepper van die hemel en die aarde. Dis die verbond, né? Die ou Yes. verbond, ja. Kyk, die Here help my. Wie is dit wat my kan Ons is nou terug by veroordeel? Jesaja 50 en vers 9. Vers 9. Ja. Kyk, die Here help my, gaan aan. Wie is dit wat my kan veroordeel? Kyk, hulle sal almal versluit soos 'n kleed. Die mot sal hulle eet. Al daai mense wat so teen jou opstaan en sê jy's so en jy's so, en jy's nie oulik nie, jy's nie groot genoeg nie, jy's nie mooi genoeg nie, jy's nie ryk genoeg nie, jy's nie smart genoeg nie. So. Die Here sê, hulle klere sal versluit en die mot sal daardie klere opvreet. Amen. So daai sienswyses of mense wat nou sleg van jou dink of sleg van jou praat, Yes. dit sal verdwyn. Amen. En uiteindelik sal die waarheid seëvier. Amen. So moenie jouself verdedig nie, moenie beklei nie. Gee dit oor aan die Here. Die Here sal dit uitsort. Hy beklei vir jou. Amen. Bly jy by die woord. Moenie jou kop besoedel met sulke gedagtes nie. Vul jou kop net met Christus woord. So hierdie van die knegt van die Here het 'n tweeledige betekenis. Dit betekenis vir wat hulle met Jesus alles sou gedoen het. Hulle het hom gesmaad, hulle het hom gespoeg, hulle het hom gespot. Dit praat ook van jou vandag. Mense sal dink jy is stupid, jy's nie belangrik nie, bla 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 bla. Dis 'n tweeledige betekenis, nee. Maar hulle sal nie help, hulle sal jou nie kan afbring nie. Ja, in hierdie geval het hulle Jesus gesmaad en gespot. Ja. En 40 jaar later, toe word die tempel verwoes en hulle self
al sy aanklaers en almal wat hom doodgemaak het en laat kruisig het almal omgekom. So die groot oordeel gekom. Maar kyk God se genade, en God gee hulle 40 jaar tydperk om tot bekering te kom. Sy genade is so groot, maar weet jy wat? Dit hou later op. So kom nou, moenie laat God se genade op jou uithardloop nie. Kom almal julle wat luister. Onthou jy? Dis nou tyd om die Here aan te neem en sy woord eers te plek te stel Onthou in jy, jou lewe. baie jare terug, 50 plus jaar, het daar 'n vrou 'n profesie oor jou gegee. En sy het gesê, he will set his face like a flint. Ja. En sy het hierdie aangehaal. Toe sy geprofeteer het oor die bediening. Nee. Ja, weet jy, en dit is nou, He set his face Ja. like a flint. hoe oud is Okay. hierdie bediening? 47 Ja. jaar, om gaan na 50 toe. Ja. Toe dit uitgespreek is, eintlik oor ons albei, oor ons al twee. En daar was baie geleenthede gewees, baie mense gekom, baie mense gegaan. En wonderbaarlik bestaan die bediening nog steeds. En hoeveel keer het dit gebeur wat ons op 'n punt gekom het, wat ons soveel teenstand en drama gehad het, dat as ons nie geloof gehad het en gesnap het nie, en ons gee die Here al die eer, as ons nie ons gesigte soos 'n flint gemaak het, Yes. sterk gemaak het nie. Maar wat het ons sterk gemaak? Nie onsself nie. Die woord. En hulle wat glo, sal nie beskaam staan nie. Amen. En wat het uiteindelik gebeur? Ons bestaan vandag nog steeds. Party van julle voel dalk, hoe gaan dit nog hou? Hoe lank gaan dit hou? Ja, dit gaan nou. Ons gaan julle almal uitsien, hoor. Is dit reg so? Wie wil almal uitgesien word deur ons? Okay. En nou ja, ek kan nou nie sê, ag mense moenie worry nie, môre is die wegraap, want dan gaan ons almal saam. Want ons weet dit het ongelukkig klaar gebeur meer as 2000 jaar gelede. Gaaf. Okay, so hy verwys. Waar is ons nou? Ons is nou in Jesaja 50 vers. Pastoor Jan, gee my gou 'n kans. Moet ek jou 'n kans He gee? will set Hansie? his face like a flint. Hy het geweet hy gaan gekruisig word. Hy het geweet wat hulle alles aan hom gaan doen. Hy het sy gesig, nie net sy gesig nie, sy emosies, sy gees, alles het hy sterk gemaak in die tuin van Getsemane en hy was reg daarvoor. As jy weet iemand gaan jou in jou maag slaan, wat doen jy? Jy maak jou maagspiere styf. En Jesus het voor die tyd, he set his face like a flint. Hy het geweet wat hulle alles aan hom gaan doen. En hy verwys hierso terug na Lukas 9 vers 51 waar hy sê, en toe die dae van sy opneming naderkom, het hy sy aangesig gerig om na Jerusalem te reis. Dis nie 'n kwessie van dat hy het Jerusalem se kant toe gekyk nie. Hy het homself voorberei daarvoor dat hy gaan nou na sy dood gelei word. So, he set his face like a flint. Nou hierdie is vir my mooi. Mense, dit is vir my so mooi. As jy jou gedagtes soos 'n flint maak, dat jou gedagtes is, weet jy, niks kan daarop, alles bounce back want jou gedagtes is so gekoppel aan Christus se gedagtes. Ja, nou, dis baie mooi. Jy praat nou van flint wat vuur vonk maak, né? Yes. Nou, Jesus is die lam wat geslag is en oor vuur gebraai is. So wanneer jy die woord eet, Jesus sê in Johannes 6, as julle my eet, het julle my lewe, ewige lewe, tydlose en afstandlose, teenswoordige lewe van die Vader. Dan het jy vuur in jou kop, want jy die lam geëet wat oor vuur gebraai is. Amen. Wow. Dan is daar dinge na jou toe kom en nonsens in jou kom, wat doen daai vuur? Dit brand al die nonsens uit. So voordat jy die nonsens kan gaan aanvang en gaan droogmaak, laat die woord liewers al met sy vuur al die nonsens in jou kop uitbrand, Yes. sodat jy nie dom dinge gaan aanvang nie. Yes. 3 minute. Hy sê hierso, vers 10. Ek het nou my 3 minute gehad, ek het klaar gepraat. Laat hy vertrou op die naam van die Here en steun op sy God. Ons vertrou op die Here en ons steun op ons God. Met ons En dan hele verstand. vers 11. Kyk julle almal wat 'n vuur aansteek met jou eie vuur. Jou eie vuur. Jou eie vuur.
wat julle met vuurpyle omgord, wandel in die vlam van julle vuur onder die vuurpyle wat julle aangesteek het, en in smart sal julle dit neerlê. Jou eie vuur is jou eie denke, Dis daai skinder wat uit jou mond uitkom, hè? is jou eie plannetjies. Daai slegte praat van ander mense. En dan of die man wat nou sy kom self in toom kan hou nie, en nou sê hy lelike dinge vir sy vrou. En dan kos dit hom baie agterna, né? Om nou weer op te maak, want sy wil hom nou los. En dan moet hy op die ou ene vir haar 'n nuwe sitkamerstel koop. En dan sê die vrou, ek is nou so bly 'n nuwe sitkamerstel, maar nou lyk die gordyne nie meer so mooi nie. En dan moet hy die gordyne vervang. En dan sê sy nie meer wie wat die plek moet nou uitgeverf word. So dit kan die man baie duisende rande kos, net omdat hy nonsens gepraat het. En dit geld natuurlik andersom ook. Okay? Vrouens, nie nonsens praat nie. Bou julle mans op, stig julle mans. Vertel vir hulle hoe oulik is hulle. Hoor julle vrouens. Nou, hier's 'n woord wat hy hier gebruik, Hoor die vindicate. pastoor Mempie, my Yes. mooi woorde hierdie week, hoor. Ja. Dis ook mooi woorde, ja. Okay. Hier's 'n mooi Engelse woord, vindicate. Vindicate beteken dat die aanklag teen Jesus word teruggetrek, hy word onskuldig bevind en hy word gevindicate van alle aanklagte. Ja, vrygespreek. Vrygespreek. Deur die En dis regter, hoekom die hy groot sê, regter. ja. Ja. 1 Petrus 4 vers 1, omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, moet julle jou ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde, om die oorige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God. So, as jy volgens die vlees lewe, is jou eie vuurtjie wat jy self aansteek, en hy gaan vir jou lekker brand. Nee, steek jou vuur op by die woord van die Here, en rig jou aangesig met die vuur van God, en jy sal in vrede wandel. Pragtig. You will be vindicated. Jy sal vrygespreek word. Amen. Jy sal nie skuldig bevind word En nie, daar's want 'n die woord, Here sal spreek sê. vry en jy is vry. Amen. En dan natuurlik kop vol van Christus, is 'n kop, Amen. word jy die boom van die lewe, wie Christus is. En die boom van die lewe, Galasiërs 5:22, vrugte van die Gees kan niemand ooit seermaak nie. Liefde kan niemand seermaak nie, blydskap kan nie, vrede kan nie, geduld kan nie. Sê amen. Vriendelikheid kan nie. Goedheid, sagmoedigheid kan nie, en selfbeheersing kan niemand seermaak. Stem julle saam? Dan leef jy 'n gesonde lewe en 'n troos na die mense in jou lewe. Vader, ons dankie vir u woord vanmôre. Ons dankie vir pastoor Mempie wat vir ons so baie navorsing gedoen het. En ons dankie Vader vir almal wat saam hier is en almal wat luister en hierdie woord vat en hierdie woord ernstig opneem, vir hulle self aanneem, hulle koppe vul met die woord wie Jesus Christus is en so tot hulle volle reg kom. Romeine 8 vers 31, as God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Amen. Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom, hoofletter, ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? Pragtig. Want God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Want wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of swaard. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad. Amen. Vader, ons dankie en ons sê daarmee amen.